Hartlik goeiemôre, mag die Here u baie ryklik seën in sy wonderlike doel in die hart en lewe ook so bereik. Nou lieve vriende, wat die zebras betref, hierdie een het nou 'n stert en mens sien die stert maar baie duidelik en dit lyk of daar so 'n bietjie 'n blydskap is, miskien 'n oorwinning oor 'n geveg. Want dikwels wanneer zebras in 'n geveg betrokke is een van die dinge wat in die slag bly, is juis die stert. Ja, dit word sommer afgebyt deur een van deur die opponent dan ook. So die gevegte tussen die zebras is nogal geweldig fisies en dis nie nodig dat ons as kinders van die Here ooit in sulke fisiese gevegte hoef betrokke te wees of mekaar so seer te maak om 'n wond toe te dien nie. Inteendeel, die Here sê ons moet ywerig wees om hom te dien. Romeine 12 vers 11 sê wees nie traag in die ywer nie. Wees vurig van gees, dien die Here. En dis hierin waarin elke kind van die Here sekerlik ywerig moet wees om die Here te dien. Die vraag is, liewe vriende, wat bedoel die Here wanneer hy sê dat ons met ywer die Here moet dien? Wel, dis om met blydskap te handel, om met blydskap op te tree. So 'n blydskap wat ander mag inspireer en aanspoor. Daar's party liewe vriende wat opregte blydskap het en ander het maar sit maar net voor of gee maar net voor dat hulle bly is, maar hulle is nie regtig bly om die Here te dien nie. Hulle wat dit in waarheid ervaar, weet die wonderlike seëning daarvan. En as daar nou iets is wat 'n duidelike onderskeid is tussen hulle wat met blydskap die Here dien en hulle wat nie met blydskap die Here dien nie, dan is dit wat in Psalm 119 vers 4 staan. U het u bevele gegee om dit trou te onderhou. Hulle wat met blydskap die Here dien, hou met trou die bevele van die Here. En dis vir hulle iets wonderlik. Hy gaan aan in Psalm 119 vers 5 sê die woorde: "Ag, was my weë maar vas om die insetninge te onderhou." Vers 6 sê: "Dan sal ek nie beskaam staan as ek op al u gebooie let nie." En dis so waar, né? Ek dink elkeen van ons kan daarmee assosieer. Hoe wonderlik dit is as ons die bevele van die Here onderhou, maar die geweldige skade en die hartseer en die skande selfs wat daarmee gepaard gaan as ons nie die gebooie van die Here onderhou nie. 1 Johannes 3 vers 23 sê: "En dit is sy gebod dat ons in die naam van sy seun Jesus Christus moet glo en mekaar lief hê soos hy ons 'n gebod gegee het." Nou liewe vriende, as u glo deur Jesus Christus, nie om vertrou om u siel te red, dan kan u nie anders as om ook in die liefde van die Here te wandel en te leef dan ook nie. Dit is 'n verblyding om altyd die wil van die Here te doen. Dis altyd daardie saak dat dit 'n voorreg is om die Here te dien. Hulle wat net soms dit doen, liewe vriende, is maar net iemand wat dit doen in twyfel en iemand wat dit doen uit plig uit. En liewe vriende, en hulle wat in twyfelagtigheid optree, doen in elk geval sonde, want die Here sê alles wat nie in die geloof is nie, is sonde. En wanneer ons in ongeloof optree, sou dit sonde doen en dan word dit swaar, dan is dit nie meer hierdie wonderlike blydskap en vreugde wat daar is nie. In Josua 23 vers 6 het Josua vir die volk gesê: "Maar julle moet daar baie vas by staan om sorgvuldig te doen alles wat geskrywe staan in die wetboek van Moses, dat julle daar nie regs of links van afwyk nie." Nou liewe vriende, net soos die kinders van die Here of die volk daardie tyd moes hou by dit wat die Here gesê het, so moet ons ook weet dat dit ernstig is om te hou by wat die Here in sy woord vir ons sê. Die erns daarvan en ook die seën daarvan het die volk ervaar en net so sal u ook, wanneer u met ywer die Here sekerlik so dien, sal u ook die erns, as jy dit met erns doen, ook die wonderlike seën daarvan ervaar. Liewe kind van die Here, laat ons dit opnuut vasmaak in ons harte. U weet in Deuteronomium 6 vers 17 sê: "Julle moet die gebooie van die Here julle God in sy insetninge en sy getuienisse en sy insetninge wat hy julle beveel het, ywerig onderhou." So in die Nuwe Testament word ons aangespoor om met ywer die Here te dien. En in die Ou Testament was dit ook alreeds 'n deel gewees van die volk om tot 'n getuienis te dien en dat dit vas sou wees in hulle harte dan ook. Die teenoorgestelde daarvan is dit wat in Judas 1 vers 16. Hulle is murmureerders wat oor hulle lot kla en volgens hulle begeerlikhede wandel. En hulle mond spreek trotse woorde terwyl hulle mense vlei ter wille van voordeel. Kyk hierdie onopregtheid en hierdie voorgee wat daar is. En die enigste ding wat daar gesê word is hulle murmureer
En hulle kla altyd oor hulle lot, en dit gaan altyd net oor hulle. Dit gaan nie oor God nie, om die Here te behaag en om met ywer en dankbaarheid die Here te dien nie. En laat ons so die woord van die Here, die wet van God vasmaak in ons harte. Kom ons bid. Ons dierbare Here, baie dankie vir die liefde en die goedheid en die getrouheid en dankie dat U ons nie verlaat, maar dat U altyd met ons is. Amen.